Hartlike goeiemôre en 'n geseënde Sabbatdag vir u wat by my aangesluit het. As jy my gesig sien en my stem hoor, dan weet jy ek praat met u, veral daar in die Noord-Kaap, die Progress Babylelo gemeentes en ander wat by hulle mag aansluit. Caroline het my gevra om so 'n bietjie met u te praat oor die voordele van beweeglikheid en baie spesifiek om te stap. Ek wil graag my YouTube, Facebook en WhatsApp vriende wat met hierdie program ook gedeel gaan word, ook welkom heet as u hierdie programmetjie saam met die ander geniet. Ek is Leroy Andrei Niemand, ek is 66 jaar oud. Ek is afgetree. Ek is nie afgeskryf nie. My ouderdom en my gees, ek voel nog so jonk soos die dag toe ek die skool verlaat het. My liggaam so bietjie ouer, ek kan nog baie dinge doen wat jong mense dalk sal moeilik vind om te doen. En ek wil graag vir julle sê dat die Here my geseën het met 'n lewenskrag en energie. En ek glo 'n gesonde lewenswyse is die rede daarvoor dat ek nie ouer lyk as wat ek regtig is nie. Ek het baie littekens en trekmerke. Nou u kan dit ook hê, dit is nou die energie en die gesondheid, nie die ander dinge nie. Jesaja sê tog die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Ons profetes sê vir ons dat die dryfkragte van die siel is geloof, hoop en liefde, soos wat in 1 Korintiërs 13 vir uitgebeeld word. En die dinge wat geloof, hoop en liefde bou, is Bybelstudie, gebed en goeie dade. Dade van welsyn en welwillendheid aan ander mense. En om hierdie dinge te kan doen en die vreugde van die hemel te kan demonstreer, moet ons gesonde liggame en 'n gesonde gemoedstoestand hê. En stap bevorder daardie dinge, glo ek. Ek stap, deur te stap, nie te slenter of rusteloos te beweeg nie, maar vir die kragtige energiek te loop, is 'n aksie wat die gesondheidsvoordele vir u en vir my sal inhou. Dit bevorder bloedsirkulasie, dit bring suurstof en ander nodige elemente dat die liggaamselle wat dan weer groei bevorder. Ons profetes het lank gelede geskrywe dat 'n doellose lewe is 'n lewende dood. En ons het nodig om dinge te doen om ons te motiveer op die lewenspad. Liefde veroorsaak die afskeiding van 'n gelukshormoon, dis wat ek dit noem, wat ons lewensenergie gee, ons gesondheid bevorder, maak dit ons minder vatbaar is vir virusse en kieme en vinniger genees wanneer ons wel siekte of liggaamsdele gesny het. Ek noem hulle sommer die happy hormones. Navorsers beweer dat beweging om te stap dieselfde effek het in die liggaam as daardie dinge. So ons wil alles inspann tot die voordeel van ons lewe. Ons word stadiger oud en ons lewe net eenvoudig langer. Is dit nie so dat navorsing gewys het dat mense wat 'n goeie gesonde lewenstyl soos die Bivri groep vir ons aantoon en daardie 8 punte langer lewe van 10 jaar tot 12 jaar nie. Ek begin 10 minute of u kan begin met 'n 10 minute per dag afhangende van die gesondheid, afhangende van die beweeglikheid en enige ander kwale wat u mag hê. 20 minute is beter sê navorsers en u sal self kan bepaal soos wat u aangaan, hoe verder u kan stap, hoe meer kan u die moeilikheidsgraad verhoog. Ek wil u aanbeveel dat as u wel 'n strawwe program gaan volg, dat u dalk 'n geneesheer sal raadpleeg voor u dit doen. Ek stap graag in die natuur of straatlangs as ek nie ander plek het nie. Ek praat nie van strawwe oefeninge in die gimnasium of 'n oefenprogram waar jy cardio oefeninge vir die hart doen nie, of hardloop of gewig optel, of spiere te bou of swem en fietsry om uithou vermoë te bevorder nie. Ek praat van die gimnasium van God in die sonlig in die natuur waar jy lekker suurstof inasem en die omgewing bevorderlik is vir jou gemoedstoestand. Die prentjies wat jy daar sien is die van Stadens Kloof waar ek tans bly. Daar is harde grond, daar is lekker plekke teen die berg waar jy kan gaan stap. Daar is plekke waar dit tussen die bosse deurgaan. Ek het nie foto's daarvan gemaak nie. Maar my geliefkoeste plek is natuurlik die see waar ons die gedruis van God se stem kan hoor in die waters. Doodgewone stapgeliefdes, alledaagse aktiwiteite soos loop, werk, huiswerk wat jy doen, of met die hond speel of met die kinders bietjie biljart buitekant, tuinwerk doen of iets derglik, maar beweeg. Dit is al wat belangrik is. Dit is wat dit gaan bevorder. Ek praat van beweging. Ek gaan stap daagliks. Enigiets van 'n kilometer tot so 5 kilometer gewoonlik is my gewone stap. Ek stap in die natuur, ek stap op harde grondpad, voetpadjies en veral langs die see as jy natuurlik 'n see het. Harde sand langs die water of die sagte sand van die duine
wat jou so 'n bietjie meer laat sweet. En natuurlik baie keer trek ek my skoene uit sodat my voete kan kontak maak met die grond en ek daardie lekker effek kan hê. Dit laat jou spiere in jou hart bietjie oefening kry en daarom moet jy flink stap en jy moenie drentel nie. Behalwe as jy moeg word en een of ander lewenstyl siekte het miskien wat of 'n ander siekte wat jou kan verhinder om flink te wees, dan stap jy stadiger. Pas jou program aan by jou lewensomstandighede, maar beweeg. Die tyd, ek doen dit graag in die vroeë oggend of in die laatmiddag. Na ek geëet het, ek gaan nie eers stap en dan eet ek nie. Ek stap nie en gaan op die warmste deel van die dag nie. Ek soek 'n tyd wanneer dit gemaklik is in die oggend of in die laatmiddag. Behalwe in die winter is dit bietjie koeler. Klere, ek dra losklere, gemaklike stapskoene. Ek hou my hoed en baadjie byderhand as dit nodig is, as dit bietjie kouerig is langs die see. Veral as jy 'n fris stappie gehad het, dan is jy effens klammerig en ek stop dikwels wanneer ek daar is en dan wil ek nie graag koud kry nie. Ek wil nie verkoue kry as ek terugkom nie. Hier is nog prentjies van die plekke waar ek stap, die pragtige uitsig, die natuurtonele. Die kos wat ons eet, veral die stysel en suiker, maak glikose. Glikose is die boustene van energie en die spiere gebruik energie om te loop. So as jy beweeg, dan bou jy 'n stelsel op waar jy energie gebruik en daardie oormatige glikose in jou liggaam nie omsit in ander dinge wat lewenstyl siektes kan bevorder nie. Beweeg in die natuur of beweging is die natuur se medisyne vir 'n ongebruikte glikose vlakte, sê dit vir. Hou jou gedagtes positief wanneer jy stap. Bedink die dinge wat daarbo is. Praat met jou skepper of jou reisgenote, maar wees positief. Leef langer en jy sal die lig van die wêreld wees. Geliefdes, mag jy dit geniet om te gaan stap. Neem 'n tydjie saam met die geliefdes en gaan ontspan bietjie. As jy nie weer kan stap nie, gaan dan naweke en gaan bietjie uit. Mag die Here vir u seën. Tot weersiens. Dankie.